Kom ons sluit ons oor dat ons kan begin. Ons almagtige Vader, dankie dat Abba, dat ons U kon dien nou, Abba, en ons harte kon uitpoor vir U Vader. Kom uitstort vir U Vader. Abba Jahweh, U is die Alfa en Omega, U is die begin en die einde. U seun is, U seun Yeshua is. Hy sê ek is in my Vader is in my. En Vader, dankie vir U Gees, U Ruach HaKodesh wat U vir ons uitgestort het. Ruach, U is so welkom hier so nou. U is welkom hier so en ek bid dat U sal harte aanraak. Maar ek bid vir gawes, Vader, gawes van U Gees, wat U vir ons sal gee, Vader, wat ons nodig het, Abba, om U koninkryk te soek. Dankie daarvoor, Vader, vir vandag, en mag ons soos Samuel antwoord, hier is ons, spreek, U diensknegt luister. Dankie daarvoor, Abba, ons eer en ons vra dit alles in die Seun Yeshua se naam. Amen. So julle, ons is besig met nog steeds met tabernakelreeks, en ons het laas jaar geëindig met die tafel van toonbrode. Ons actually nog twee gedeeltes oor dit, maar ek sal dit later inbring oor die tafel van toonbrode, en wat amazing journey was dit nie gewees nie, en ek eer Abba vir elke skat wat hy vir ons het, en wat hy nog vir ons gaan gee in sy woord, wat hy vir ons nog hierdie jaar gaan gee. Ek wil vanhalf vir Vader dankie sê in geloof oor al hierdie nuwe skatte wat ons gaan ontvang, want dis net amazing journey hierdie, dit is om al hierdie nuwe goed te leer en dit duidelik te kan verstaan. So daarvoor doen ons die tabernakel, ons behandel die hele tabernakel, en na 'n jaar is ons nou eers by die tafel van by die goue altaar. So dit is net amazing hoe Abba se woord is en alles wys na Yeshua toe. En daarvoor wil ek vir Abba dankie sê. So om die altaar te verstaan, ons begin vandag met die goue altaar. Dis in die tabernakel, dit is die instrument, die laaste instrument wat voor die wil gestaan het, voor die Holy of Holies, soos die Holies en in die Holy of Holies. En dit is vir Abba Vader 'n baie belangrike instrument hierdie, en dit is ons gebedslewe, want Yeshua sê in Johannes 14 vers 6 sê dat hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Maar is belangrik om te kan verstaan van die weg, hy is die deur, maar hy is die waarheid ook. Hy is die waarheid ook, en dit is belangrik om deur die waarheid te stap. Ons kan nie die Ou Testament uithaal nie, jy moet dit deel maak van jou lewe. Ek het gisterand 'n stukkie gekyk, daar's 63,000 oorweer, ek kan in Engels sê die cross references van die Ou Testament en die Nuwe Testament. 63,000. Iemand het so klere gemaak, wat hy so oor en weer heeltyd gaan. Dis hoekom ons dit deel is van ons, en dis belangrik om die waarheid te vat, en dan die lewe wat Yeshua is, want hy het die weg kom maak, hy het die wil geskeur, tot by Vader. So, om te verstaan oor die goue altaar, is dit belangrik om te lees van hoe hy gemaak is, en ons gaan 'n bietjie vandag stil staan, hoe hy lyk, waarmee hy gemaak is, en dan gaan ons begin met wat hy gedoen het by hom, en dit is so lekker, om dieper in te gaan van hoekom dit gedoen het, en soos Hebreërs 10 sê van dit is alles hierdie skadu's wat die oorspronklike prentjie volg, en hoe die Ou Testament die oorspronklike beeld is, en dat die skadu's daar uitkom, en dit is die Nuwe Testament, waar Yeshua die skadu's kom verduidelik vir ons, maar dit is belangrik om nog steeds die beeld te hê. Jy kan nie die beeld wegvat nie, want as jy beeld wegvat, gaan daar nie skadu kan wees nie. En dit is hoekom ons vandag hierso praat oor die Ou Testament, oor die goue altaar, want hy is die beeld. Maar wat het dit bedoel met, wat is die skadu, vir wat is dit vir ons vandag? Hoekom moet ons praat oor die goue altaar? Hoekom het hulle dit daai tyd gedoen? En dis belangrik, want daar's iets om te leer daai uit. En ek eer Abba daarvoor, want hy leer ons heeltyd. So Eksodus 30 vers 1 kan julle oopmaak. Dankie Sisai, die lyk so mooi. Ja, Eksodus, ons het nou 'n bietjie, ek het al laas jaar het ons agtergekom dat ek's geneig om te vinnig die woorde te praat, die verse, en dan kry die mense nog nie die verse skryf nie, en dan as ek al by die volgende vers. So ons gaan nou al die verse begin neersit op die skerm. Ja, prys Abba daarvoor. So dis die verse. Ja, daar mag dalk extras bykom in die preek, soos Ruach vir ons lei, maar ja, dit is dan sit Ruach, dan moet jy maar vir Abba vra dat hy vir jou dan die versie stuur. Ja, so Eksodus 30 vers 1 praat oor die goue altaar. Nou gaan vir ons lees. Jy moet 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasiëhout moet jy dit maak.
baie interessant, al die instrumente binne die houlies is van akasia hout, buite nou die menorah wat van eie egte suiwer goud is hierdie akasia hout. Nou, akasia hout, ek het laas jaar gepraat oor die tafel van toonbrood en net vinnig gou te sê oor die akasia hout, vir die wat nie daar was nie, van die akasia hout is hierdie harde hout. Dis hierdie boom wat klomp dorings het, wat jy letterlik moet gaan en jy moet gaan die dorings verby die dorings kom om hom af te saag en dan moet jy gaan en dan moet jy hierdie harde hout moet jy nou met 'n skaaf moet jy vorm, want dis wat hulle moes gedoen het en dis hierdie donker hout en hoe die bronsaltaar buite van die akasia hout is, die tafel van toonbrode, maar die verskil is wat nou kom wat Abba ons geleer het hierdie hout, want daar's 7 verskillende bome in die woestyn gewees en hoe die akasia hout kies en hoekom? Ek dink Basilella het gevra, maar Vader, hoekom hierdie boom? Hoekom die hardste boom van al die bome? En op hoekom kan Abba sy ruach lei ons en sê, mamma, dit is hoe die bediening werk, dis hoe die koninkryk soek werk, dis hoe die lewe werk. Daar's baie keer jy stap in jou roeping in, baie keer gaan jy bietjie dorings kry, baie keer gaan jy moet harder werk, baie keer gaan dit dalk bietjie donker tye wees en baie keer gaan ligtye wees, maar dis vir my. Dis vir my koninkryk en dit is dit. Anders het hy vir ons sagte hout gegee, boepbap, daar sit gemaak en daar gaan hulle aan. Maar hulle dit moes werk om dit te doen. Dit is sy koninkryk. So ja, en dan ook die baie interessant en ek vandag praat oor die 5 verskillende bestanddele van die reukwerk op die goue altaar, maar hoe die akasia hout, baie interessant, dit is 'n hout wat keer dat insekte hom nie kan verweer nie. Hy kan nie, insekte hou nie van daai reuk van akasia hout nie. En soos jou jy weet die houtwewers en al die goeters. En Abba gebruik daai hout in sy houlies. En dis vir so mooi is dat daar in die houlies kan niks dit verweer nie. Daar waar hy daai hout cover met daai goud. Want buitekant was nog hierdie brons gewees by die bronsaltaar en brons verteenwoordig judgment. Maar daarso waar die offers gebeur het, dan sit dit klaar. As jy in die houlies inkom, dan kom hierdie goud bedekte, dan sit nou klaar, dan sien nou by Abba. En dit is presies hoe ons eendag in die koninkryk waar die goud om dit bedek, dis daai prentjie van die goud is daai koninkryk van Abba Vader, die stad. Dit waar die dinge gaan klaar wees, die judgment gaan klaar wees, dis nou klaar. Dis vir ewig, daai hout is vir ewig, dis gecover met hierdie goud. En dis wat so mooi is. Suiwer goud. So vers 2 sê 'n el moet sy lengte wees. Nou 'n el was 'n armlengte. Hulle reken dat hulle daai die Egiptiese el gebruik het, 444 mm was dit gewees. So 'n el was sy lengte en 'n el sy breedte, vierkantig moet dit wees en 2 el sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. So daar's baie belangrik, die horings is deel van dit. Okay. Dan en jy moet vers 3 en jy moet dit suiwer goud oortrek. Nie gewone goud nie, suiwer goud. Pure gold. Wat dit beteken, hy's klaar gelouter. Die ding is klaar daar binnekant. Daar's nie meer loutering, daar's nie meer judgment nie, dis nou klaar. Die suiwer gedeelte is waar daar sou uitkom. Suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings. En maak daarvoor 'n goue kraans daar rondom. Vers 4, maak ook 2 goue ringe daarvoor onderkant die kraans aan sy weerkante, jy moet die aan die 2 sykante maak. En hulle moet dien as plekke vir draaghoute om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud, sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendeksel wat oor die getuienis is, maar waar ek met jou sal saamkom. Dis vir so mooi. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lampe regmaak, so as hy die menorah se lampolie kom volgooi het, want onthou die menorah het nie kersse gehad nie, hy het met olyfolie, die moederdruppel, dis so mooi wat hy dit kom volmaak het, die menorah in die oggende, en dan staan hy so verder, moet hy het aan die brand steek. Dis in die oggende en in die aande moes hy dit gedoen het. Okay. Vers 8 sê, en as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy, dis weer eens, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in heel geslagte. So daai was 'n permanente ding. Die reukwerk was heeltyd daar so gewees, die lig was heeltyd daar so gewees. Dan vers 9 sê, julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie.
julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. Nou alles het buitekant gebeur, soos die drankoffer byvoorbeeld, dit was buitekant. Die bronsaltaar het hulle die drankoffer uitgooi. Abbas, dis binnekant sit klaar. Alright. Vers 10, en Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horingsdae van versoening doen met die bloed van die sondeoffer van versoening. Moet hy eenmaal in die jaar daar vir versoening doen vir die hele geslagte. Hoogheilig is dit aan die Here. So, die goue altaar was een van die belangrikste instrumente, want dit is een van die instrumente wat Vader sê, trek hom oor, hy is uitdruklik, met suiwer goud. En as jy gekyk het na hom, het hy hierdie kroon reg rondom hom gehad. 'n kroon wat deel is van hom, ek weet nie of die prentjie dit wys nie, maar so 'n kroon om hom, en dan die horings gehad, met die kole van 4 binnekant. So hulle het die kole van die bronsaltaar gevat, en het daar gesit, met hierdie 4 horings om het. So, deel van die altaar, Vader beveel hulle ook om geen brandoffer, spyseoffer of drankoffer uit te gee nie, en dat hierdie reukwerk, wat 'n spesifieke resep het, en dit is baie belangrik, Abba is ernstig oor hierdie reukwerk, en julle, ons moenie dit gaan kopie nie. Hy sê dit, jy mag nie. Dit is soos die olie ook, die resep van die olie wat hy vir ons gee, jy mag dit nie kopie nie. Hierdie reukwerk, hierdie wierook, moet dit nie gaan kopie nie. Dit is syne, dit is 'n spesifieke ene. Hy sê geen vreemde reukwerk mag jy ook op dit sit nie. Alright. En dit is baie belangrik hoe Abba die prentjie van die worship nou gaan indeel, want daar mag geen ander reukwerk nie, dit is net hierdie spesifieke reukwerk. En die priesters het elke oggend en aand, as hulle het dit volgemaak, en dan het hulle die ek noem dit incense klink dit mooi, as wierook. Ek het een keer in die tabernakel gesê wierook, toe voorsien nou nie, ek nie. So, maar ja, dit is incense, ja, so dan het hulle dit daar so laat brand, vir Abba, om hierdie wolk te maak, hierdie mooi soet reuk te maak, waar hulle gestaan en geworship het vir Abba Vader. Baie interessant is heeltyd waar daar rook is, want dit het hierdie rookwolk gemaak, voor Vader se aangesig was hierdie, wat berg Sinai was hierdie rookwolk gewees, waar hy kom, hulle in sy aangesig, as die hoofpriester in die Holy of Holies moes ingaan, het hy letterlik hierdie incense ingevat om die rookwolk te maak, om basies hierdie Abba se aangesig, nie voor hom te kan sien nie, want as jy voor hom sien het jy dood neergeval. Moses het op sy gesig neergeval voor Vader. Alright. So, dit is belangrik, daarso is mense wat bietjie mens self probeer help het, wat ek gaan, as dit Vader se wil is, gaan ons daaroor hulle praat, twee ouens, wat Nadav en Abihu, Aaron se seuns, wat hierdie vreemde vuur voor Vader gebring het, wat actually 'n goeie hart gehad het, want hulle wil worship. Hulle wil worship en hulle bring hierdie strange fire en hulle maak hulle eie vuur, want almal wag nog vir die vuur daar buitekant en hulle bring die strange fire in en Abba sê nee, daar's klaar met julle. Ek het gesê hulle moet wag. Maar hulle wil worship. Hulle wil goed doen. En dis die ding. So Abba's baie spesifiek met sy hierso by die goue altaar. Maar as Vader se wil is, gaan ons op praat daaroor. So dan het die priesters in die oggende 9:00 en die middag 3:00 het hulle gestaan en geworship voor die Holy of Holies, waar saam met hierdie rookwolk van die incense. Tot vandag toe doen die Daughters of Jerusalem doen dit nog steeds, wat hulle hierdie 9:00 en 3:00 die middag wat hulle dan aanbid. Ja, so die incense het ook heel dag en heel nag gebrand. Dit is belangrik om dit te onthou. Dit was nie net 'n oggendding gewees nie, dit was nie net gou-gou 'n 7:00 oggend gebed gewees nie of 'n aand 8:00 gebed gewees nie. Dit was heeltyd waar dit gebrand het. Dag en nag en nag en dag. Daar's 'n mooi liedjie daaroor. Night and day and day night, night and day. Dan gaan ons sing so. So die goue altaar was die instrument wat die naaste gestaan het, soos ek gesê het, aan die verbondsark. Die naaste aan Jahwe se teenwoordigheid, die naaste aan die Holy of Holies. So dink net die goue altaar wat ons worship verteenwoordig, dit verteenwoordig ons worship aan Abba, dit verteenwoordig ons gebedslewe, is die naaste aan Abba Vader se hart. Dit is vir hom baie belangrik. Dit is anders het hy die bronsaltaar van die sondebelydenis voor die Holy of Holies gesit, of die doop voor die Holy of Holies gesit, of die woord of die nagmaal voor die Holy of Holies gesit, maar die worship is die naaste aan sy hart, en dit ek voel die belangrikste vir hom. Jy kan repent, jy kan doop, jy kan alles doen, maar as jy nie 'n verhouding met hom het nie, as jy hom nie ken nie, dan help dit nie. Dan sal hy vir jou sê, gaan weg, ek het jou nie geken nie. En dit is belangrik, ons gebedslewe is so belangrik. Dis ook my sê in Amos 5 vers 21,
Ek versmaad julle feeste, en ek het geen welgevalle aan julle feeste nie, want al bring julle vir my brandoffers, saam met julle spysoffers, ek het geen welbehae daarin nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Dis so Abba voel, suiwer voor hom, kom worship hom, want anders sê hy sal nie luister nie. Dis soos jy wat hierdie ekstra feeste doen, hierdie ekstra dinge van die wêreld doen. Vader sê hierso, hy haat dit, en hy gaan nie meer luister nie. Jy kan staan op die 25ste Desember en jy kan al hierdie mooi liedjies sing. Hy sê, ek luister nie daarna nie, en ek gaan hy offer nie aanvaar nie. Onthou jy ons worship, as ek nou gebid het, ons worship is 'n offer wat ons voor hom present. Dis 'n offer wat ons bring. Dis 'n dankoffer. Hier's my lewe, ek pour dit uit voor U Vader Jahweh. Hy gaan nie luister nie. Maar dis so mooi wat Vader sê is, hy luister. Amos 5 vers 21, hy sê, gaan nie luister nie. Wat beteken, hy luister. Hy luister na die wat dit wel op die regte manier doen. Okay, so ons worship moet aanneemlik wees vir hom. Ons moet dit opstuur dag en nag en nag en dag. Die een ding wat uitstaan is die reukwerk. Dis nie net vir die dag soos ek nou gesê het, 24/7. Die heeltyd moet daar vir Abba reukwerk wees. Die heeltyd moet jou lewe hierdie soet geur vir hom wees. Ons hele lewe moet hierdie reukwerk vir hom wees. Kan jy dink hoe mooi hierdie, want ek gaan nou net daarvan praat oor Openbaring, hoe die gebede van die heiliges vir hom is. Hoe dit die engele staan en hulle stuur hierdie gebede op, hulle staan in die koninkryk, waar in die hemel, wat nog heiliglik bo is, wat hy letterlik staan, en hulle sit op die goue altaar, hierdie reukwerk van die gebede van die heiliges, en dit is vir hom lekker. Dis hoe ons lewe vir hom moet wees. So die priesters moes die kole skep by die bronsaltaar, en dit op die goue altaar kom sit. Right? Dis waarna daar van die storie inkom, nie eie vuur nie, vuur van die goue, van die bronsaltaar. Right, so, Vader Jahweh het die vuur aangesteek by die bronsaltaar, hy alleenlik. Daai vuur moes heeltyd gebrand het, die vuur wat hy aangesteek het. Alright. So, kan julle dit net beleef? Wat dink gou gedaan? In die houlies kom jy in, dis hierdie hele houlies, hierdie gebou, met hierdie goue kante, okay? En dan het jy, op dit het jy, langs dit staan die menorah, die goue menorah, met hierdie ligte, wat, het jy al 'n lig gesien, die weergalm 'n lig, 'n kerslig teen goud? Imagine dit, hierdie lig, hulle kom in en hy maak die lig, die oliefol is hierdie mooi lig, en dan op hierdie goue altaar, hierdie rooi kole wat so brand. Kan jy net indink hoe dit gelyk het daai tyd in die tabernakel? Hierdie mooi rooi kole, en dan gooi jy hierdie goed op en dit maak hierdie lekker reuk. Op die Sabbat, daai as jy nog ekstra daai tafel van toonbrood gehad met daai brode, varsgebakte brode met hierdie frankincense op het, en dan kry daai reuk. Ek dink dit was net soos dit was net reuke gewees. Ek dink dit was amazing gewees. En dis enig wat gaan hoe dit in Abba se koninkryk gaan wees vir ons. Hierdie mooi. En dan gaan Yeshua daar staan. Ek meen, hy is die lig, hy is die lamp. Ek meen, hy is die menorah, hy gaan daar staan. En ons gaan die tafel nog steeds hê, en ons gaan nog steeds gaan die gebede opgestuur, die reukwerk vir Vader gegee word. En dit gaan amazing wees. En hierdie is alles net dis alles hierdie beeld en die skadu's wat Abba vir ons gee van hoe dit eendag gaan wees. So, dan het die priesters gestaan met al hierdie nice goeders en voor die wyl die koning van konings geëer. Abba Vader Jahweh geëer, hom aanbid. Hierdie insens gebrand, net soos ons vandag. So moet ons gebede vir Vader Jahweh wees. So moet ons worship wees. As ons ingaan en ons gee ons gebede vir hom, ons worship, ons liedere wat ons nou gesing het, is dit vir Vader so mooi? Is dit daai mooi lig, is dit daai mooi reuke, is dit daai fire van Heilige Gees wat in ons brand, daai vuur, 'n reukwerk wat hom soos 'n soet geur is. Is dit vir hom so mooi? Of is dit net nog 'n gebed?
Net gou vannag. Dis 'n represent, ons moet hom vir hom gee, ons moet vir hom bring. Dis wat hulle gedoen het. So ons gebede gaan nie hierdie lekker reuk vir Jahwe wees nie, as ons gepaard gaan, dit moet gepaard wees, dit gaan hierdie lekker reuk gepaard gaan met Ruach se vuur, die vuur van Ruach HaKodesh. En dis die ding, dis daai prentjie van die vuur, wat Vader se fire, sy Ruach, sy vuur, dis wat ons dryf moet wees vir ons gebede. Nou die goue altaar was hierdie kroon gewees, om hom met horings. Nou die naam van die kroon, en dis dieselfde kroon, nou op die tafel van toonbrode was daar 2 krone om hom gewees. Maar hierso om die goue altaar is daar 1 kroon. Nou die Hebreë naam vir die kroon is Zer, Z-E-R. En nou dit beteken om by mekaar te bind. Om iets te omring wat belangrik is. Dit is basies soos om iets die middelpunt te maak. Dit is soos 'n bokskruit ook, 'n boksgeveg, wat die belangrikste binnekant is met hierdie beskerming om. Jy kan dis binne, dit kan nie uitgaan nie, alright? Wat die middel omring. So dit is alles hierdie reukwerk wat om hierdie koningskroon is, wat die belangrikste ding is daar reukwerk in die middel. Dis die belangrikste ding, is daar reukwerk vir Abba. Ek gaan nou vir ons die punt gee daarvan. Dis die prent van die kroon voor Vader Jahwe kom neerlê. Ons buitekant self, ons buite, hoe ons lyk vir Abba Vader. Abba sê ons moet hierdie goud vir hom wees. Hy gaan vir ons louter, ons moet hierdie mooi tempels vir hom wees. Alright, met dan maar hierdie kroon wat ons so voor hom moet kom neerlê in ons gebede. En dan is dit hierdie reukwerk wat die middelpunt moet wees. Nie jy, hoe mooi jy is en hoe mooi jy aangetrek is en hoeveel krone jy dra wat ek al nie. Maar dit moet nie die middelpunt wees van alles nie. Dit gaan oor die binneste gedeelte. Hierdie reuk wat jy vir Abba Vader gee. Hoe is jou reuk vir Abba Vader? Dis ons liggame wat gelouter moet word, maar die belangrikste is die binnekant. Die hart waarmee ons Vader Jahwe worship. Dis die belangrikste. Wat uit ons tempel uitkom. En dan, saam met die kroon buitekant is hierdie horings wat deel is van dit. En dis wat so mooi is, die woord sê nie, maak die horings apart nie. Hy sê daarso, Vader sê, hierdie horings moet deel wees van alles. Die horing. Nou, horing beteken keren. Q-E-R-E-N. En dit beteken 'n horing van sterkte. 'n Horing van sterkte. Dit beteken krag. Dit beteken autoriteit. Dis wat dit beteken. Alright? En ook 'n wissel van olie. Want daai tyd het hulle anointing, salwingshorings gehad wat olie gedra het. Alright. So as jy bymekaar sit, hoor hierson. Is dit die vuur van Ruach HaKodesh. Alright? Wat hierdie aanbidding reukwerk in ons laat brand. Ons wat ons krone neerlê voor die almagtige Skepper van hemel en aarde en hom aanbid dag en nag met ons lewens as reukwerk. En deur die horing wat autoriteit is wat ons kry deur sy seun Yahushua Mashiach se naam. Die autoriteit wat ons het in daai horings, die sterkte en dat ons voor Vader kan kom aanbid en dan sy anointing deur ons laat vloei. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Van die goue altaar. Die Hebreë naam vir wierook, hoor gou mooi is dit. Die Hebreë naam van die incense, as jy net so wil staan. Wierook incense is ketoret. Ketoret. Nou as jy gaan die letters gaan opbreek in die Hebreëus gaan opbreek. Die kuf staan vir kedusha, wat reiniging beteken. Die tet staan vir teharoa, wat rein verteenwoordig. Die resh staan vir rehaimim, wat genade verteenwoordig. En die ta vir tikwa, wat hoop verteenwoordig. So hoor gou wat, as jy die Hebreë naam van ketoret, van incense, uitmekaar uithaal, en sy Hebreë prentjie kry, sy Pali Hebreë prentjie kry van hom, beteken dit, as jy die hele woord van wierook, in Hebreë en elke lenter ontleed, kry jy, dit is 'n aksie van worship aan Vader Jahwe, is dit die reiniging van 'n rein hart deur genade en hoop. Dis ons gebed. Die wierook wat ons vir Vader Jahwe present, is die reiniging van 'n rein hart deur genade en hoop. Dit is ons gebed aan Vader Jahwe. Dis die ketoret, die incense wat ons vir Vader Jahwe moet opstuur, die 'n rein hart van genade en hoop. In ander woorde, 5.
Bid met 5. Bid met 'n rein hart. Bid met geloof. Dis die insens wat ons vir Vader Jahwe moet stuur. Dag en nag en dag. En mag dit vir hom soos 'n soet geur wees. Hoor wat sê Psalm 141 vers 1. Here, ek roep u aan. Kom tog gou na my toe. Luister na my stem as ek u aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. Wie sê jy mag nie jou hande oplig nie? Dawid sê jy mag. Die Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot soos iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met die manne van ongeregtigheid werk nie, en laat my van hulle lekkerrye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig. Hoof salf my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen die booshede. Is dit nie 'n mooi gebed van Dawid nie? Hy sê daar, Abba, asseblief, aanvaar hierdie soetgeur, aanvaar my lewe, ek gaan nie daaraan gedoen nie, salf my hoof is gereed vir u salwerk. Is nie net 'n mooi gebed van Dawid, dis hoe my 'n man na God se hart was, is Dawid. Nou die insens wat gerepresent is hierdie 5 bestanddele van insens. Okay. Dit is bestanddele en asseblief moet dit nie gaan doen nie. Okay. Ons mag dit nie doen nie. Okay. So, Abba het my gelei om 'n bietjie in te gaan op hierdie 5 insens. Want dit is ons gebed. Dis ons gebedslewe, dis die prentjie van die 5 bestanddele, want hoekom sal Abba nou sê presies daai? Hoekom sal hy sê hy soek daai ornika? Hy soek sout daarin. Hoekom? Daar moet 'n rede wees daarvoor. En mag Abba deur sy Ruach vir ons sy rede wys. So Eksodus 30 vers 34 tot 38 beskryf dit. Vader Jahwe is spesifiek daarin wat hy wil reik. En dis vir so 'n mooi prentjie dat dis spesifiek. Jou gebed vir hom is spesifiek. Dit moet jou gebed wees. Jy moet dit nie gaan kopie nie. Jy moet nie 'n ander man se gebed gaan kopie nie. Nie 'n ander man hoe hy bid gaan kopie nie. Of die mooi woorde wat hy spreek gaan kopie nie. Want dan is jy soos die heidene wat op die straathoeke gestaan het. Dit gaan oor, daai gebed is 'n spesifieke gebed vir niemand om te kopie nie. Is die prentjie, kan julle dit sien? Dis hoe belangrik dit vir Abba is, hierdie spesifieke reukwerk wat hy wil reik. So, om te kyk na die eerste bestanddeel van die insens, die wierook. Dit is stakte. Stakte, dit is die heel eerste enetjie aan die linkerkant. Dit is die stakte, dis wat hy gelyk het. Alright? Dis mirre. Nou, die beskrywing van dit is, ek gaan nou 'n stukkie lees wat oom Google vir my gesê het oor hoe die stakte is. Alright? So stakte of gombars kom van die boom, baie soos die mirre familie. Die presiese identiteit van die stakte is onseker, maar word geglo dat dit afgelei is van die storaksboom. Okay. Of 'n ander boom, naam van dit is die balsemboom. Ek weet nie of julle ooit gehoor het van die balsemboom nie. Die stakte vloei vrylik van die bas. Dis soos het julle al gesien, ons het nou met die vakansie het ons gekamp het ons 'n boom gehad en daai boomgom het net uitgeloop en hy daai tou van die tent vasgegom. Alright. So dit het vrylik geloop. Hulle moes niks aan die boomstam gesny het nie. Alright, om nie te sny nie. Amper soos boomgom soos ek sê. En dan het hulle daai boomgom gevat en dit gelos dat dit in 'n poeier formaat vorm. 'n Poeier gevorm. Nou die produk was baie skaars geweest in die Bybelse tyd. En baie waardevol geweest, die stakte. Okay. Die gom, nou net gou-gou hierdie stakte te verduidelik hoe hy geruik het. Dit was 'n chemiese reuk geweest. En wanneer dit met ander bestanddele gemeng word, het hierdie balsamiese reuk wat gepaard gaan met 'n reuk van vanilla. So het jy nou al balsamic vinegar al geruik, alright? En vanilla essence, as jy nou daai twee bymekaar kan sit in jou kop, dis amper hoe dit geruik het. Okay? Nou balsamic is nie vir my is 'n baie snaakse reuk. Ek weet nie of dit al baie mense gooi oor slaaie en sulke goeders, of as hulle Chinese food, gooi ook mos daai balsamic goeders oor. Dit is hierdie snaak, is dit reg so liefie? Doen hulle dit op die
wat ook al. Mense gebruik dit in kosse. So, maar ek ken vanilla essence, want ek gooi dit saam met melk, en dan maak dit my melk lekker. So, dit is daai reuk wat dit net om te verstaan dit geruik het. Okay. So nou, die gebruike van die Storax, daar's baie. Nou baie gelowe, baie mense, nie net die Jode nie net Israel nie net die volgers nie, baie ander gelowe soos die Hindus en kom verskillende mense gebruik hierdie Storax. Ek dink die Chinas ook, want ek dink daar julle sal nou verstaan hoekom. Hulle gebruik dit en reken dit het 'n kalmerende reuk vir jou sintuie. Dis daai van as jy by 'n plek instap plekke waar jy massage en daai ding slat jou, dit voel as jy op 'n daggewalm is, daai okay, hierdie's nou daai, dis hierdie heavy reuke wat jy het, verstaan en dis presies, hy slat jou, jy voel jy gaan ek weet nie of jy dit al beleef het, ek het al beleef, dit is, die Chinese winkels as jy ingaan, dit is hierdie reuk wat jy so kry, daarom maak jy sommer van jou voete afval, right, so dit is basies wat hulle gebruik, hierdie Storax daarso in, okay, so dit is ook 'n lekker reuk, en word dit ook in 'n bestanddeel gebruik van parfume vandag, nou, baie mense, hulle sê hulle reken dat hulle gebruik 'n produk van hierdie Storax tot in sweets, om dit hierdie lekker reuk te gee, sweets reuk te gee, maar dit kom ook in medisyne voor. Baie mense gebruik hierdie Storax vir inflammasie, maagpyn en angs. Okay. So hoekom sal Abba Vader nou sê hy soek hierdie in sy reukwerk? Burger as jy die prentjie bymekaar sit. Is nie wanneer ons Vader Yahweh worship, want dit is nou die reukwerk wat ons maak, né? Moet dit eerstens vir hom 'n soet geur wees. Dit is die Storax. Okay? Dan moet dit ons vir hom al die siektes gee en voor hom neerlê. Okay? Al ons vrese, al ons angse. Want hierdie is 'n stimulerende ding. Soos al ons angse, al ons vrese wat daagliks het, alles voor hom neerlê in gebed. Is nie daai prentjie van dit nie? As ons bid, Vader, hier's my vrese. Hier's my siekte wat ek nou heiliglik het. Daai is die reukwerk wat ons vir Vader moet gee. En doen ons dit? Ja, ons gee vir hom alles. Die tweede bestanddeel van die wierook is onika. Onika is 'n opperkalm of flap van 'n slak, soos die skulp, wat in die Middellandse See voorkom. 'n Skerp instrument, jy moet 'n mes gebruik of iets anders te gebruik om hom van die dop te bevry. Ek glo ons het dit al gesien hoe mens 'n skulpie moet afhaal. So dit is dit. Die wese, die skulpie lewe 120 tot 150 meter diep in die see, die Middellandse See. Soos 'n baie diep skulpie wat jy moet gaan uithaal. So in die Bybelse tye is dit gebruik ook vir parfuummiddels as 'n fikseermiddel om 'n algehele aroma van verbinding te versterk. So dis basies 'n iets wat hom ekstra gemaak het om al hierdie geure bymekaar te sit en dit te doen. Alright. So daar's baie druk op gesit op die stamper om daai skulpie basies in 'n poeiervorm te maak. Hulle het hom gegrind om hierdie poeier te maak. Okay. So wat beteken hierdie onika vir ons in ons gebedslewe? Onthou nou die startjie was hierdie ons siektes, ons vrese, hierdie soetgeur vir Abba. Okay. So hierdie verteenwoordig daai diep dinge. Onthou jy die diep dinge in die see wat hulle die skulpie in die see diep gaan haal het? Die diep dinge in ons lewe wat ons in ons gebed voor Vader Yahweh moet neerlê. Hierdie dinge wat ons moet gaan deurgrond. Soos Dawid sê, Vader, deurgrond my hart en wys of daar enigiets is wat ek voor U moet bely. Dis daai dinge van die verlede, daai baggage, daai swaar goeders, daai diep dinge wat diep in jou hart is, wat jy vir Vader Yahweh moet neerlê in jou gebede. Al die swaar af te haal, soos hy skulpe afgehaal moes geword het. Of baie keer maal Vader Yahweh jou soos hy skulpie gemaal is, of druk hy jou tot die perfekte produk vir hom soos 'n reukwerk is. Ja, Vader, druk partykeer tot die goeie voorkom. Nes daai skulp. Maar aan die einde is dit deel van die aroma van Yahweh. So ons word partykeer gedruk. Baie keer is hierdie baggage in ons, baie keer is hierdie dinge in ons gebed, in ons lewe wat ons daar agterbou. En baie keer kom Abba en hy kom haal dit uit. Hy kom haal dit uit dat dit vir hom hierdie aroma is in ons gebede. Dis die tweede bestanddeel wat bygevoeg word in die gebedslewe. Die derde bestanddeel van Yahweh se wierook is galbanim. Galbanim.
Nou galbamen is 'n gommars wat verkry word van 'n groot meerjarige kruid wat harskanale bevat. Die hars word versamel deur insnydings in die basis van die plant te maak. Fragmente van die plant word met hars gemeng. Die reuk is nie aangenaam nie en het 'n skerp terpentynagtige geur. Hoekom sal Abba nou hierdie reuk ding insit wat nie lekker ruik nie? Dit is hierdie skerp ding. In elk van die speserye wortels was fyn geure toegesluit wat nie sonder galbamium vrygestel kan word nie. So galbamium is gebruik om hierdie ander geure uit te bring. Wat die reuk sleg was, maar waarvan die skerpte 'n positiewe uitwerking van geur op die ander gehad het. Ten spyte van die ongename reuk bring dit die beste eienskappe in die ander bestanddele na vore. So galbamium het die beste eienskappe van die ander speserye uitgebring. So wat kan ons hieruit leer vir ons gebedslewe? Uit die dieptes van ons hart en siel, wanneer ons Jahwe opreg in gebed nader, met die stank nog steeds aan ons klere van sonde, laat Jahwe ons toe om in sy troonkamer van genade te betree. Vat Jahwe die slegte vuil reuk en verander dit in die beste reuk ooit vir hom. Al laat die vyand jou stink. Al voel jy nie werd om eers te bid tot Jahwe nie. Hoe baie gebeur dit? Hoe baie keer gebruik die vyand sonde of iets wat jy gedoen het, dan voel jy so sleg jy kan nie bid vir Vader nie. Al voel jy nie werd om eers te bid nie. Onthou altyd die reuk van galbamium. Die reuk wat die mense sal afkeer, maar Jahwe nooit nie. Hy sal jou die vuil vat en dit verander in 'n soet geur vir hom. Is nie mooi nie? So ons het nou hierdie onika, hierdie sterke onika en nou hierdie galbamium. Hierdie reuke saam. En Abba sê hy soek dit in sy reukwerk. Die vierde enetjie, en dis 'n bekende enetjie, is frankincense. Frankincense is die vierde bestanddeel. Nou frankincense is 'n wit melkerige hars wat geoes word deur die insnyding. Hulle sny die bas en dan sit hulle hierdie sakkie of bakkie om hierdie frankincense op te neem. Die bas van die Boswellia carterii boom. Dis hulle gebruik. Nou dit word al lank vir jare lank oes hulle die frankincense so. Alright? Soos die sap wat hulle onttrek uit hierdie boomstam uit daai Boswell boom uit. So nadat die insnyding gemaak is, neem dit ure voordat die harsies uitvloei. Dikwels moes hulle hierdie in die aande baie keer dan sny hulle die boom in die aande, dan sit hulle daai ding dat hy heel nag totdat hy begin vloei, dan vloei hy heeltyd. Maar dit vat vir hom lank om te begin vloei, om uit te kom. Sodra dit begin vloei, drup die hars spontaan en vry van enige bestoedingsstowwe. So, ook, baie interessant, is frankincense gebruik as 'n bestanddeel om insekte af te weer. Al die vliee, ek sê ons daai tyd, ek dink daai tyd al was daar, die vyand was al klaar in 'n vorm van 'n vlieg gewees. Want daar was baie bloed gewees. Van die bronsaltaar, daar was soos 'n bloedbad, daar was 'n slagplaas gewees, slagveld. En obviously was daar al vlieg gewees. En die frankincense is 'n insekweerder. Hy hou insekte en muskiete, hou nie van die reuk van hom. Miskien is baie skerp reuk ons frankincense. So wat beteken dit vir ons gebedslewe? Hoekom sal Abba sê gebruik frankincense? Soms rol en draai ons in die nag. Met ons dinge wat ons pla. Die ding is wanneer frankincense op die kole gesit was daai tyd, het dit 'n rukkie gevat voordat eers hierdie reuk begin gee het. Hy moes eers bietjie op die kole van vuur gewees het en dan het dit begin brand. Dit is 'n ding wat baie lank vat voordat hy sy potensiaal bereik. Baie keer word dinge eers vir ons bietjie warm en moeilik in ons lewe. Baie keer voel dinge bietjie lank, baie keer is die nagswete wat ons het bietjie lank vir ons in ons lewe, maar dan kom hierdie mooi uit. Baie keer kom hierdie mooi worship aan Vader Jahwe, die lieflike gee. Baie keer moet ons eers gelouter word in die vuur en dan bid ons. Wanneer bid die meeste mense vandag se tyd? In die moeilike tye, op die knieë voor Jahwe. En dis die ding, hoeveel keer moet ons nie eers gepars word, gelouter word, vuur kry en dan kom ons weer op ons knieë nie. As dit goed gaan, vergeet die mense van Abba Vader, maar dit vat baie keer lank. Baie keer sit ons met hierdie harde dinge en dit vat tyd, maar op eventueel
Deur jou gebede kom hierdie soetgeur vir Abba Vader deur. En dan, deur ons gebed, die autoriteit wat ons in Yeshua het, kom hierdie insekdoder, hierdie ding om hierdie vliee uit te haal, hierdie muskiete uit te haal, al hierdie slegte insekte in ons lewe, al hierdie vuil goeders wat ons aan het in ons lewe, uit te haal. Jou gebed haal die slegte goed, die insekte, hierdie jakkalsies wat in jou weivelde is, hierdie moeilike goeders, dis gebed wat dit weghou. Deur Yeshua. So die laaste bestanddeel is sout. Hoe sal Abba sout saam met sy wierook sit? So sout word in wierook gebruik vir 'n preserveermiddel en suiweringseienskappe. Dit help om die reuk te absorbeer. Nou hoekom sout? Dit verteenwoordig die suiwerheid en 'n blywende verbond met Jahwe. Onthou, sout is 'n verbond, né? Jy het al gehoor van die soutverbond. Dit hou die gebed en worship spesiaal tussen jou en Jahwe. Dit preserveer. Dit maak daai soos ek ons altyd op die plaas het ons altyd sout gegooi op die skaapvelle om te keer dat hy nie vrot word nie. Om te keer dat die vliee hom nie pla nie, om hom droog te kry. Dit preserveer hom. En dis hoekom Vader sê is hierdie sout. Hy haal die stink uit en behou wat waarevol en mooi is. En dit verteenwoordig die stuk waar Jahwe sê jy moet die sout van die aarde wees. En die sout moet nie verslaan nie. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf word, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense betrap te word nie. Boetie en sussie, moenie dat jou sout, die sout in jou reukwerk, wat jy vir Vader Jahwe bring, elke dag laf word nie. Want dan beteken dit niks. Dan is daai wat jy gebede teen hierdie dak gaan. Dit moet die reukwerk preserveer. Dis waardeloos. Dan is die verbond tussen jou en Jahwe waardeloos. Dan is daar nie meer suiwering en preservering van jou gebed nie. En dis wanneer Vader Jahwe sê, ek luister nie meer nie. So hierdie is Vader se bestanddele van sy reukwerk, wat dag en nag voor hom moes gegee geword, gebrand geword het. So moet ook jou gebedslewe voor hom wees, elke dag 'n soet geur, 'n aroma. Hierdie vuur en wolk van reukwerk vir hom. Jy wat hierdie suiwer goud voor hom, hoor gegies, as alles bymekaar sit. Jy wat hierdie suiwer goud voor hom is, en autoriteit deur die bloed van Yeshua, die insekte en vuil uitdryf in jou lewe, in gebed op jou knieë. A warrior of Yahweh. Het jy al gesien hoe 'n vegter, as hy sy knie buig, 'n knie buig en hy het hierdie swaard wat hy vashou, met sy kop so gebuig? En dis die prentjie van ons as warriors, hoe ons voor Vader Jahwe moet nader. Nie van regopstaande en name it en proclaim it nie. Nee, jy kom en jy buig jou knie, jy bou jou swaard vas, jy buig jou oog en jy gee jou oor, jy surrender. Jy surrender, jy gee jou cast your crown, jy leer jou crown neer voor hom. En jy gee vir hom hierdie soet geur van gebed. Ons kan nie net sê, ek soek dit en dit en dit en daar is niks. Abba is nie 'n ATM nie, Abba is nie iemand wat sê, Abba ek doen hierdie, jy kom vir Vader en jy sê, Jahwe, ek het hierdie gedoen en ek soek dit, dankie. Of dit staan geskryf, nou soek ek dit nie. Nee, Abba is heilig, hy is kadosh, hy set apart, hy is heilig en ons moet dit nie vergeet nie. En dis wat 'n voorreg is dit vir ons om te kom en voor hom te buig. En sê, hier's ek, hier's my reukwerk, hier's al my swaar, hier's al my siektes, hier's al my dinge. Mag dit vir jou so soet geur wees, mag dit gepreserveer wees, mag dit gesuiwer wees, mag dit hierdie mooi geur vir u wees. En dis belangrik. Dis hoekom Abba vir ons kom leer van wat hy soek in die gebed. Yeshua kom leer ons maar hierdie se prentjie van Vader se bestanddele. Hoe ons gebedslewe moet wees voor hom, buigend voor hom. Die konings van konings ons krone kom neerlê. Daai liedjie van I surrender. Alles vir Vader surrender. Dis 'n oomblik wat jy en hy praat. Het julle geweet, ons gebede, die gebede van heiliges, maak die skale vol in die troonkamer? Het julle geweet, we are seated in the heavenly realm, saam met Yeshua. Ons besef dit nie altyd nie. Ons voel net, ons is hierdie natuurlike wesens hier op aarde.
wat net hierdie behoeftes het. Maar ons is gees. En ons gees is saam met Yeshua seated in die heavenly realms. Besef julle dit? Die autoriteit wat ons het in Yeshua. In ons gebede. In die geestelike en natuurlike. Dis kom ons gebede is natuurlik en geestelik. Ons besef nie wat ons spreek nie. En die krag van ons gebed nie. Hierso staan in Openbaring 5 vers 6, hoor sê, ek het gesien, dis nou wel uit in profesie, en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Vers 7, en hy het gekom om in die boek geneem uit die regterhand van hom, wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied wat sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Die gebede van die regverdiges. Hulle het geweet dat die engele offer die gebede van Jahwe se kinders, het julle geweet dit, voor hom in die hemel? So ek nou gesê, daar gaan 'n goue altaar wees in die hemel. Openbaring 8 vers 1 sê dit, en toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engele opgegaan voor Jahwe. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7de engele het die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. Die gebede, Vader, reukwerk. Tot in die eindtyd. Die vraag vandag is, gaan daai gebed gaan jou gebed deel wees van daai bak wat uitgegooi word op die aarde? Of gaan jy net daar wees? Gaan jy net nog 'n gas wees? Die ding is, Jahwe besluit wie se gebede hy aanvaar of nie. Hoor gou wat sê Jesaja 1 vers 10. Hoor die woord van die Here, owerstes van Sodom. Luister na die wet van ons God, volk van Gomorra. Want wat ek aan die menigte van julle slagoffers sê die Here, ek is sat van die brandoffers, van ramme en vet, van vetgemaakte kaal. Daai gespreek met Sodom en Gomorra. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhowe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen. Ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestydde haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as ek julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Abba sê hy maak sy oë toe. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed, sê hy. Was julle, hier is die antwoord wat ons moet doen. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die fees, om reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Dis hoe Abba voel. En Abba is dieselfde, gister, vandag en môre. Gemaak reg, Boeta en Sissa voor Jahwe, voordat jy jou insens stuur. Was, sê hy, reinig, sê hy, want hy sê hy sal nie luister nie, hy sê hy sal sy oë
toemaak. Ons het nodig om te begin bid. Ons het nodig om te begin bid. Ons is warriors, Abba het ons hierdie krag gegee, hy het ons die gawes van sy Ruach gegee. Ons het die woord is die swaard. Ons het die hele wapenrusting. Vra vir Abba om jou wapenrusting te hernie hierdie jaar. Trek 'n hernieude wapenrusting aan. En ek glo laas jaar sinne is al vol gate. Want ons is warriors. Maar ons het gebed nodig. Dis tyd dat ons weer begin bid. Dis tyd dat ons unity kry in gebed. Want die vyand keer dit, hy keer gebed. Want hy weet is die ding die naaste aan Vader Jahweh se hart. En hy korrupt hierdie reukwerk. Hy vat die soetgeur weg. Hy gooi galbalm saam met dit. Ons moenie bid net soos die priesters 9 uur en 3 uur die middag nie. Of net soos Daniel 3 keer 'n dag nie. Nee. Daniel het 3 keer 'n dag gebid. Bid jy 3 keer 'n dag? Nee. Ons moet bid sonder ophou. En dis vir hierdie jaar se gebed vir ons. Hoor gou 1 Tessalonisense 5 vers 12. Maar ons vra julle broeders, elkeen die wat onder julle arbei en julle voorgangers is, indien Here is en julle vermaan. Vers 13. Bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders vermaan die onoordelikes. Ekskuus, Afrikaans bly moeilik. Bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes. Wees lankmoedig teenoor mekaar. Ek gaan weer vir ons lees. Vermaan die onoordelikes. Bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor mekaar. Wees altyd hier bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Yeshua oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef aller dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word by die wederkoms van ons Yeshua Messiah. Dit is my gebed vir ons vir die jaar. Ek nooi julle uit om te begin met hierdie vas. As ons hierdie eenheid kan saam staan as hierdie warriors van Vader Jahweh, om in die unity te kry en te vas en te vra. Julle bid vir die nations, bid vir hierdie bediening, bid vir die tabernakel, bid vir jou lewe, mag dit hierdie reukwerke wees. Gaan haal daai ou goeders, daai ou baggage wat nog steeds in jou, wat nog steeds daar lê, wat jy vir Vader Jahweh moet oopmaak. Maak dit oop. Daai wat jou terughou, maak dit oop. Vra vir Vader om jou te wys. Hierdie goeders wat terughou dat jy nie 'n soetgeur vir hom is hierdie jaar nie. Bid saam met ons. Bid vir groei in die bediening. Bid saam met my vir 10 nuwe gesinne wat hier aankom hierdie jaar. Ek nooi julle uit om daarvoor te vas en te bid. 10 nuwe gesinne wat nie aankom en alles weet en ons wil leer nie, maar 10 gesinne wat humbly 'n soeke het om Jahweh se woord te kan leer. Humble mense, goeie mense. Bid saam met ons vir dit. Want die Vader se wil is en in sy tyd is gaan hy dit doen. Daar's 'n profesie uitgespreek oor hierdie plek. Van die tentpenne gaan nog geskuif word. Maar Abba leer ons. Maar Abba ons moet eers tussen mekaar, die wat hier so is in hierdie bediening, 'n eenheid kry. As ons nie 'n eenheid kan hê nie, gaan Vader nie dit kan oopmaak nie. Ons moet kan leer. Ons moet kan weet wanneer om ja te sê, ons moet kan weet wanneer om nee te sê. Ons moet weet wanneer om te kan praat, ons moet weet wanneer om vrae te vra. Ek nooi uit om saam met ons hande te vat hierdie jaar en saam in unity te gaan en saam met ons te vas. En soos Joël 2 gaan lees, Joël 2, hierdie bassein te gaan uitblaas.
Want julle, ons kan nie onsself ophou met na klein goedjies in 'n bediening nie. Daar's 'n groot werk daar buitekant. Die vyand hou ons so besig met na klein goedjies en ons vergeet hoekom ons hier is. En mag dit ons missie en ons visie wees van Vader Jahwe af om hierdie jaar uit te gaan en te gaan verkondig. Want iemand het op 'n stadium vir jou Boeta en jou Sissa gegaan en hy het vir jou die waarheid gegee. En dit het jou lewe verander. En dit is genade en dit is roeg wat het gedoen deur die bloed van Yeshua. Maar hoekom kan jy nie gaan en 'n verskil gemaak nie? Ons moet bid, vas en smeek met hierdie goeie harte hierdie jaar. So dis my gebed vir ons en mag julle saam met ons bid en saam met ons hande vat. Ek is excited vir wat Vader gaan doen in die jaar. Alright, so dankie. Kom ons sluit ons hoofde. Ons oë. Nee, hoofde nooit sluit nie. Die ore ook nie. Ons maak nie oë toe. Ja, dan kan ons Vader eindig in gebed en die seën ontvang. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir hierdie wonderlike woord wat U vir ons gegee het. Abba, U kom leer ons, Abba. Abba, U is spesifiek in die kleinste goedjies. Abba, U sê, maar my kind, ek soek daai vuur wat ek kan soek. Ek soek nie gewone charcoal nie. Ek soek nie sommer black wattle nie, maar ek soek my vuur. My vuur wat ek soek. My kind, vandag soek ek my vuur in jou gebed. My vuur van my Ruach HaKodesh, mag dit die basis wees van jou reukwerk. Mag hy fire in jou brand, Boeta en Sissa. Voordat jy jou reukwerk wil opstuur, Boeta en Sissa, gaan ook terug na die bronsaltaar toe. Gaan ook terug en gaan op jou knieë en gaan bely jou sondes. Gaan was en reinig. Word gevul met die vuur van Ruach HaKodesh. Was jou met die waterbad van die woord. En kom voor Vader as hierdie regverdige bruid. Hierdie warrior of Yahweh. En buig jou knieë en hou jou swaard vas. Met jou kop gebuig. En strak jou hand uit sê, Vader Yahweh, hierso is my lewe. Ek surrender alles. Hier gee ek my reukwerk vir, hier stort ek my hele lewe voor U uit, Vader Yahweh. En mag dit vir U aanneemlik wees. En wys my, deurgrond my, deur U Ruach, en wys my, as daar iets is wat ek nog moet gaan skoonmaak. Wys my, gee vir my sout, Abba, om hierdie te preserveer in my gebede, sodat nie vrot sal word nie, sodat nie sal vrot word nie. Mag ons hierdie soet geur, hierdie mooi reuk vir U wees, Abba Vader. Abba, dankie dat ons mag praat met U. Yeshua, dankie dat U gesterwe het. Dankie dat U die wyl kom skeer het, sodat ons met U kan praat, Abba Vader Yahweh. Sodat ons met Vader kan praat en Yeshua, U sit aan die regterhand en U is ons regverdige regter. En dankie dat ons in righteousness kan staan deur U wat aan die regterhand sit van Vader Yahweh. En dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed, dankie vir die autoriteit wat U vir ons gee in ons gebedslewe om net te kan vra in Yeshua se naam. Dankie daarvoor, Yeshua, dat ons U naam mag op ons lippe spreek. Dankie vir hierdie bold, hierdie raksa zak amas, hierdie to be strong and courageous. En uit te gaan en vir mense hande te gaan oplê en vir hulle te bid. Dis al wat jy hoef te doen, Boeta en Sissa. Of hulle dit aanvaar is hulle keuse. Wees nie die lig, wees die sout van die wêreld. Moenie dat daai sout wat in jou is, Boeta en Sissa, verslaan nie. Moenie dat dit laf word nie. Want dan word dit niks. Gaan reinig dit en gaan preserveer Vader se woord in jou gebede. Dankie Vader Yahweh, dankie Abba vir hierdie tyd wat ons het. Dat ons nou in vas kan ingaan as 'n bediening saam, Abba. Dankie daarvoor, Abba, dat ons roep U aangesig, Abba. Vader, ek kom sê dankie, Abba, as dit U wil is, Vader, vir boetas en susters wat U gaan bylas hierso in hierdie bediening, wat honger is om te leer soos ons op 'n stadium was. Dankie daarvoor, Abba. Abba, kom wys ons wat U wil hê ons moet doen hierdie jaar. Abba, ek bid nou en ek eer U, Vader, vir tabernakeltoere wat klaar mense is wat wil kom volgende week af. Ek eer U vir hierdie Januarie maand wat klaar vol uitgeboek is. Dankie vir die geleentheid dat U vir ons gee, Abba, om U woord en U waarheid te kan verkondig. Abba, wys ons as ons enigsins nie in waarheid en gees U aanbid nie. Die grond is en wys ons, Abba.
Vader, dankie dat U ons so lief het, dat U vir ons hier seën het, Abba. Abba, ek bid vandag ook nog vir die kinders, Abba, in die kinderbediening. Abba, dat ons hier kindertjies sal leer. Ek bid dat U die sissas en die boetas wat wil help, dat U hulle sal seën, Abba, dat U vir hulle sal woord gee, as die kinders reg sal leer. Wat 'n voorreg is dit dat ons nie die kindertjies kan leer van klein af nie. Dankie daarvoor, Abba. Moet ons ontvang nou hierdie seën wat Abba Vader Jahweh vir jou het. Hy het jou so lief dat hy jou wil seën. Maak nie saak wie jy is en wat jy is nie. Al wat hy soek is hierdie nederige, humble servant wat voor hom kom buig. Ontvang dit nou wat Abba vir jou het. Ja, Varecha Adonai Bishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Vigneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasimlecha Shalom. Moet ons sê Abba sê hy sal jou seën. Hy sê hy sal jou bewaar. Hy sê hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar wat hy soek is net ken hom en wees lief vir hom. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou verhef en sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy so skyn, covenant kind van Abba Vader Jahweh, warrior of Jahweh, mag hy sy aangesig oor jou skyn, dat jy sal gaan skyn na buitekant, dat jy 'n menorah sal wees. Dat jy 'n ligtoring sal wees in hierdie donker wêreld. En Vader, dankie Abba, dat U sê U sal vir ons hierdie shalom vrede gee. Moet ons ontvang nou hierdie shalom, hierdie vrede wat Abba vir jou het vandag. In jou huwelik, waar jy gaan werk en verhouding, oral waar jy gaan, dis jou kinders en jy. Ontvang nou hierdie vrede wat Abba jou mee seën vandag. Abba, ons ontvang dit nou deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh en deur die naam bo alle name, ons koning, ons hoëpriester, Yahushua Mashiach se naam. En ons eer U daarvoor. Amen.